Maar julle, kom ons kom by vandag, ek is so opgewonde. En julle weet, ek sê dit baie keer as ons nuwe reeks doen, maar ek is so opgewonde oor hierdie reeks. Ons noem dit hart en siel. En gewoonlik, wat gebeur binne in reekse is dat ons praat oor gedagtes en ons praat oor seisoene in mense lewens, maar hierdie reeks het ek regtig, ek glo dis van die Here af, maar net 'n ding op my hart en sê, maar julle, hier is ons roep as Here se kinders. Hier is ons roep, as jy hierdie jaar, hierdie tema wat ons gaan bespreek, gaan aanpak en 'n deel van jou lewe maak, beloof ek jou, jy gaan die Here sien, soos wat jy behoort om te sien in 2026. En ek weet ons almal het daai begeerte, dis hoekom ons hier sit by die kerk, dis hoekom ons later die preek dalk aanlyn luister, jy wil die Here sien, iets doen in jou lewe. Ek doen niemand sit hier en wonder net, ek hoop ek sien maar die Here en ek hoop ek is maar oulike Christen hierdie jaar en kry nie te veel pak slaan, sy straf nie. Ons is nie daar nie. Ons soek iets mooi van die Here. En hierdie reeks van hart en siel is juis daaroor. En vandag begin ons hierdie reeks met hierdie titel van hart en siel aan die beweeg. Nou kom wees eerlik met my. Wie van julle hier vanoggend het 2026 afgeskop met nuwejaarsvoorneme? Dis nie 'n sonde nie. Jy kan maar regtig sê dit is okay, hier's 5 van ons. Wie van julle wil bietjie meer boeke lees hierdie jaar? Okay, hier's 'n lekker een. Wie van julle wil meer vakansie hou in 26? Ja man, dis ons tipe voorneme daai. Ons almal het so 'n bietjie van 'n droom, ons almal het so 'n bietjie van 'n iets wat ons wil bereik. Maar meeste van die kere as dit kom by elke nuwe jaar, wat is 99% van die mense se voorneme? Moenie meer so dik wees nie. Né? Ek wil oefen. Nee, dit is 'n goeie een. Dis regtig 'n goeie een. Ek skeer dit nie af nie. Dis 'n briljante een. Ek dink jy wil net 'n bietjie maarder, jy wil net 'n bietjie vinniger, jy wil net 'n bietjie meer kan buig. Jy voel jy raak styf en jy voel jy raak oud en dinge is nie lekker as dit so gaan nie. Jy voel nie gesond nie. En om aan die beweeg te kom is lewe. Ek dink dis wat dit is. As jy jou fisiese liggaam beweeg, daar's net meer lewe binne in jou. Daar's net meer energie rondom jou. Mense wat oefen sal sê, maar nadat geoefen het ek net meer energie en ons hoor al hierdie woorde van die fikse mense, laat ons net sleg voel want ons voel dan leweloos. Maar ons gaan daar kom. Maar hier is die ding wat ek wil by uitkom, is nie hierdie ding van jy moet gaan fisies beweeg hierdie jaar nie. Soveel as wat hierdie 'n waarheid is in jou fisiese wêreld, en dit jou liggaam, soveel is hierdie waarheid binne in my en jou gees. Is dat wanneer ek en jy geestelik aan die gang kom, geestelik beweeg, dan ewe skielik is daar 'n lewe geestelik wat jy nog nie ervaar het nie. En baie van ons is op 'n plek waar ons dalk bid vir hierdie geestelike verryking en ons soek dit so graag en jy droom daaroor en dalk sit jy nog 'n skietgebed daaroor in en sê asseblief Here, hierdie jaar wil ek so naby aan U wees en jy hierdie begeerte. Maar net soveel soos ek die begeerte het om die kamer te hardloop, maar ek sit op my bank en ek eet daai koekies terwyl ek kyk. Help dit nie as ons die begeerte het en dit nie doen nie. So hierdie jaar wil ek help om ons gemeente aan die gang te kom. Dit is my verantwoordelikheid as geestelike leier om by jou uit te kom en te sê, maar luister, hoe kry ons jou wiele aan die gang? Want hierdie jaar kan jy nie stil sit nie. Jy moet beweeg. Want soveel soos wat fisiese beweging lewe beteken, hoor mooi. Geestelike lewe bring baie meer as net lewe. Geestelike beweging bring 'n wonderwerk. En hierdie is die mooi van die skrif. As jy gaan lees hoe mense geestelik opgedaag het, begin beweeg het, ewe skielik sien jy God beweeg in 'n manier wat jy nog nie het nie. Jou Bybel bestaan uit mense wat op 'n plek gekom het, waar hulle gesê het, ek kan nie meer nie, hierdie ding moet nie meer so aanhou nie, en hulle het ewe skielik van hulle geestelike stoele afgeklim en gesê, ek gaan nou net begin beweeg. Ek gaan begin iets doen vir die Here. Ek gaan iets beteken vir die Here. Ek gaan vas staan in hierdie area, ek gaan ja sê vir die ding, ek gaan nee sê vir die ding, ek gaan hierdie ding in plek sit, maar ek kan nie meer sit nie, want as ek sit, voel ek dood. En hier is dieselfde roep vir my en vir jou. Kom ons kom geestelik aan die gang, julle. Ek weet jou werk hou jou klaar besig, en ek weet jou drome hou jou klaar besig, en ek weet jou kinders hou jou klaar besig. Maar my vraag is, hou God jou al besig? Voel jy al die roer van hom, en hy sê, kom ons kom aan die gang, kom ons kom aan die beweeg, want hierdie goed kan jy nie mis nie. En daarom is ek hier vandag, om vir ons hierdie storie te vertel, van een persoon, maar 2 mense eintlik, wat ewe skielik van hulle stoele afgeklim het, geestelik begin beweeg het en 'n wonderwerk gesien het. En ons sien hierdie storie afskop in 1 Samuel 14. Nou hierdie woord is so 1 Samuel 14 is so amazing gedeelte. Ons gaan nou by die skrifvers uitkom, ons is nog nie daar nie. Maar wat so amazing van hierdie gedeelte is dat hierdie storie begin nie met gemak nie. Dit begin nie met voorspoed nie. Soos daai woorde wat ons aan die begin van die jaar vir almal sê en ons almal wil dit so graag hê, voorspoed vir die jaar. Nog niemand kom na jou toe en sê, Paul, ek hoop jy beleef soveel teëspoed. Yes, dit gaan 'n amazing jaar vir jou wees.
Ons doen dit nie. En dis vir 'n goeie rede, want dit is ongeskik, asseblief moet dit nie doen nie, maar ons sien hierdie ouens se storie begin nie met voorspoed nie. Begin met teëspoed. Begin met negativiteit, begin met terugslae, dit begin met teleurstellings, dit begin met die agtervoet. En hierdie storie is so amazing, want ons sien daar is oorlog aan die gang. Ek wonder hoe begin jou jaar? Ek sê nou vir ons vrywilligers, ons lyk moeg vir Januarie. en ek wonder of jy dalk daar is. Ek wonder dalk het jou jaar begin, maar jy voel nog so 'n bietjie in oorlog. Of dalk soos die nuwe jaar oorgerol het, voel dit nog steeds nie asof jy het oorlog uitgekom het. Dalk het 2025 se oorlog net oorgespoel in jou lewe en jy voel net so 'n bietjie deur in die middel van dit alles. Welkom, ek sê vir jou, hierdie storie wat ons nou gaan lees, dit was oorlog op sy beste, want jy sien koning Saul, die koning van Israel, dit is die uitverkore volk van die Here in die Ou Testament. God verteenselwig homself met Israel. Hulle is 3000 manne sterk. Nou dis redelik sterk. Ek dink met 3000 manne, jy kan nogal pak slaag uitdeel. Tensy jou opponente wie die Filistyne is vir die Israeliete, hulle het op die oomblik waar hulle staan 3000 strydwaans. Hulle het 6000 perderuiters. En hulle het 'n manskap wat die Bybel verduidelik in 1 Samuel 13 van hulle is meer as die sand van die sandkorrels van die strand. Nou dink jy kom so opgecharge reg vir die jaar, reg vir die oorlog, man, ons is 3000 sterk, jy kom oor daai heuwel en jy sien hierdie. Wow. Hulle voel daai oomblik. En raai wat gebeur? Daar's so baie van hierdie manskappe, hulle raak so bang, hulle vlug julle. Hulle gaan kruip in grotte weg. Hulle gaan kruip in gate weg. Hulle gaan kruip weer in grafte weg. No jokes, hulle klim in grafte in. Hulle soos nee, ek's uit. Ek was reg vir die jaar, ek is nie meer reg vir hierdie dinge. En hulle gaan kruip weg en hulle voel oorweldig, hulle voel vrees, hulle voel te mekaar. Hulle vlug vir hulle lewens. Daar's 'n ander groep wat heeltemal die oorlogsveld verlaat het. Hulle het gesê, "Pel, jy sien my nie weer nie." Hulle hardloop so ver as wat hulle kan. En soos hulle 3000 man sterk aangekom het, 'n paar minute later staan hulle 600 man sterk. Jo. En dis die uitverkore volk van die Here, né? Ek weet nie vir jou nie, maar baie keer voel ek so. Want daar's niks soos 'n oorlog van die hart, van die denke, van die binneste van die mens. Jy daai oorlog voel wat jou so 'n bietjie moeg maak. Oorweldig laat voel. Te mekaar los. Uitgebrand los. Wat jy net voel, dis eerder besig om dis beter om net makliker om terug te staan eerder as om in hierdie oorlog in te gaan. Dis beter dat ek eerder nie hierdie gesprek hê nie as wat ek werk toe gaan en daai gesprekke nou met hierdie mense moet hê, maar nou gaan dit gaan net oorlog wees wat ons nie wen nie. Dit gaan beter wees as ek het alles aanvaar in my huwelik soos wat dit is, want as ek eers begin praat en ek begin dryf het en ek begin hierdie ding wil bereik, dan is daar net rusie en ons kom nie daar uit en jy voel net los net die oorlog. Wees jy al daar waar jy net een tree teruggegee het in 'n oorlogtyd? Dalk so 'n bietjie in 'n graf gaan wegkruip het, so dalk so 'n bietjie net gesê het nie lus vir hierdie ding nie, ek se moeg vir hierdie ding, kan die ding net klaar, hoe ek ons om klaar kry, maak dit net klaar. Israel is daar. En hulle sit. Die koning van Israel, Saul, sit. Wag vir planne, wag vir 'n profeet. En sê die profeet is nog hier, die profeet moet kom en die man van die Here, hy gaan die oplossing vir ons gee. Hy sit en wag want hy het nie antwoorde vir die oorlog nie. Maar net nie te ver van hom af hier is Jonathan. En Jonathan is Saul se seun. Sal huisgesin, maar heeltemal 'n ander siening. En hoor wat staan in 1 Samuel 14 vers 1. Op 'n dag sê Saul se seun Jonathan vir sy wapendraer: "Kom ons gaan oorkant na die Filistyne se wagpos." Kom ons gaan. Jonathan, ons was 3000 sterk, toe hardloop 'n hele klompie van hulle. Ek en jy is 2. En jy dink is 'n goeie plan, my maat, om te gaan oorlog voer. Dit klink belaglik. Dit klink onmoontlik. Dit klink nie asof dit kan werk nie. Maar hoor mooi hierdie storie begin. Toe een man, Jonathan, daar staan en hy sê, weet jy wat is die grootste probleem in hierdie oorlog? Dis nie dat ons te min mense is nie. Dis nie dat ons hierdie regte wapens het nie. Dis nie dat ons hierdie regte planne het nie. Die grootste probleem is dat ons die God aan ons kant het en ons sit stil. Dis die probleem. Wat van ons gaan? Ons beweeg. Wat van ons laat nie onsself net stil staan en sê, ag, ons wag vir beter dae en ek hoop die Here sal en ek hoop hierdie gaan gebeur.
kom ons doen iets. Hy sê, kom ons gaan. Nou julle, hier is die woorde van hierdie jaar. Hier kom Jonathan. En hy sê net, kom ons beweeg. Ek hoop jy's daar in jou hart. Waar jy half hierdie ding het met die Here, jy sit nie net en wag vir die Here om te beweeg nie, want weet dit of nie, die Here wil altyd beweeg, julle. Die Here wil altyd iets verrig. Die Here is altyd gereed. Die Here het altyd iets, hy het altyd 'n plan, altyd 'n baan, altyd 'n oplossing, altyd 'n iemand, altyd 'n woord, altyd. Die Here het altyd iets om te doen. Die Here wag baie keer in oorlogsseisoen nie vir jou om te begin bid en te soeg en te sit nie. Hy wag vir jou om te begin beweeg. En wat as ek en jy nou daai ding in ons binneste kan kry, maar miskien kan hierdie oorlog anders te lyk. In my huis, in my binneste, by my kind, by my werk, my finansies, dalk hierdie Here iets anders. Maar miskien moet ek dit begin beweeg. Maar hierdie is belangrik om te weet. Hulle het nie net beweeg nie. Dis nie net die feit dat hulle iets begin doen het wat die oorlog gebring het nie, maar dit is hoe hulle begin beweeg het, wat die hemelse verskil gebring het. En hoor mooi, jy lees dit in vers 6. Hier praat Jonathan weer en hy sê vir sy wapendraer die volgende: kom ons gaan na hierdie heidene toe. Hy sê dit weer. En hy sê, dalk help die Here ons. Hy kan tog deur baie of deur min die oorwinning gee. Hoor sy geloof. En hoor hierdie woorde. Doen wat u dink goed is. Sê die wapendraer. Ek is hart en siel saam met u. Goed dan, sê Jonathan. Ons sal oorgaan, sodat hulle ons kan sien. Julle, hier kom Jonathan en sy wapendraer. Nie net met, ag die Here wil hê ons moet beweeg, so kom ons doen maar iets vir hom nie. Jy hoor bietjie meer as dit. Jy hoor hart en siel. Hy woorde van die wapendraer. En hy sê hierdie jaar of hierdie oorlog gaan nie 'n tyd wees waar ons net moet iets doen vir Here. Ons moet hart en siel iets doen. Nou julle, daai twee konsepte, hart en siel, ek weet nie van jou nie, maar ek het al so baie gehoor daaroor. Ek het al so baie gelees daaroor. Ek doen in die Bybel praat dit baie daaroor. Ons weet die Here werk in die hart en is so 'n belangrike konsep. Die Bybel sê bo alles beskerm wat in jou hart aangaan. Die hart en die siel is 'n belangrike onderwerp. Jesus sê, moenie bang wees vir die mense wat jou siel kan steel nie, of wat jou liggaam kan vernietig nie. Wees eerder bang vir die God wat jou siel kan vernietig. So hierdie is massiewe onderwerp in deur die hele skrif. Maar soveel as wat ons weet hoe belangrik dit is, so min kan ons definieer wat dit is. Ek dis julle saam met my. Het jy al ooit 'n vraag probeer antwoord? As iemand jou vra, verduidelik my die hart wanneer die Bybel daaroor praat. Is jou gees, dis die binneste van die mens. dis hier waar die Here ons kom vernuwe. Okay, dis alles konsepte, maar wat is dit? En ewe skielik val ons voor ons voet, ons kan dit definieer nie. As dit kom na die siel, wat is die siel? Definieer die siel vir my. Ons lees dit nie in die Bybel nie, ons kry nie definisie daar nie. Maar sien, is belangrik, maar tog, selfs as jy met kenners praat oor die siel, hulle het 'n paar konsepte, maar daar's nie een duidelike definisie van hier is die siel nie. En so vaag soos daai twee konsepte mag wees, en ons het 'n paar handvatsels van Christendom en sielkunde en al hierdie goed wat ons het om hierdie goed te verduidelik en te verstaan. Hoor mooi, is dit vir geen persoon 'n geheim as hulle sien iemand anders doen iets met hart en siel nie. Ons kan dit dalk nie definieer nie, maar jy kan dit sien, né? As julle my nie glo nie, Rassie Erasmus. Kom maar. Daai ou het 'n doktersgraad gekry met hart en siel, Here. Nie met swat nie. Weet jy hoe is dit moontlik? Nou ek doen ouers met studente hier, skooliere, daarop nie gaan net met hart en siel, jy gaan ook met swat, ongelukkig. Maar hart en siel doen net so baie. Jy sien dit in ons eie land. Jy weet daar waar Rassie op die rugbyveld in beweeg en dink aan strategieë. Hierdie goed is nie vir hom geleer nie. Daai ou sit net 'n aande verby. Hy sit net en kou en praat en beplan, want as hy iets doen hy dit nie net nie. Hy doen dit met hart en siel. En jy sien dit. Die wêreld klap hande vir hierdie ou, want jy kan dit nie wegsteek nie. En hier in die Bybel sien ons dit ook. En 'n heeltemal 'n ander manier is wat Rassie ooit dit sou kan doen, as dit kom net by rugby. Heeltemal 'n ander manier is een van 'n generaal in 'n oorlogsveld. Hier kom hulle met hart en siel vir die Here. En hulle sê, Here, ons gaan hierdie doen met alles in ons. En hier's wat die verskil lê, en hier's my vraag aan elkeen van ons. Dis nie genoeg dat ek en jy sê ons gaan beweeg hierdie jaar nie. Gaan jy hart en siel beweeg
vir die Here. As jy opdaag by jou werk, gaan jy dit net doen want jy het te werk en jy is dankbaar vir jou werk, dis nie genoeg nie. Doen dit met hart en siel en almal om jou sal sien of jy dit doen met jou hart en siel. Ten spyte van wie jou baas is, ten spyte van die oorlog, ten spyte van al die chaos. Mense sal dit sien. As jy jou vrou liefhet, jou man liefhet, mense sal dit sien as jy dit doen met hart en siel. As dit kom by jou drome, wat jy droom, wat jou dryf, mense sal sien of dit 'n mensgegewe selfsugtige ambisie is en of dit 'n goddelike, godgegewe droom is. Mense sal dit sien. My vraag is, hoe is jy bereid om hierdie jaar aan te pak? Want dit is nie genoeg dat ons net sê, ag ons is kinders van die Here nie. Saul was aan die ander kant van die berg. Hy was daar. Ja Here, ons is hier volk, Here kom help ons. Al die mooi Christelike gebede. Maar 2 manne het gesê, Here, met hart en siel. So is jy bereid om hierdie jaar met hart en siel soos 'n Jonathan op te daag. Maar hoe lyk daai? Hoe lyk dit wanneer ons sê ons daag met 'n hart en siel soos 'n Jonathan op? Jy tree in geloof in julle. En ek praat nie van 'n klein geloof nie. Jy vertrou die Here. Hoor hoe klink dit in sy storie? Hy kom na sy wapendraer toe. Glad nie 'n great motiveringsprediker. Dit moet ek vir jou sê. Jonathan kom en sê, luister hier, ek het 'n plan. Kom ons gaan na die Filistyne toe. Ek dink hulle is soveel soos die sandkorrels. Ek dink dis nommers. Ons kan nie tel nie, dis te veel. Ek en jy, ons is hier. Maar hoor mooi. En sy woorde aan die wapendraer, het julle dit gelees? Hy sê, dalk gee die Here ons die oorwinning. Jonathan sterkte. Ek bid vir jou, Pel. Mag het goed gaan, sien jou in die hemel. Dalk, Jonathan, dalk gee die Here. Okay, Jonathan, het die Here vir jou gesê, was dit 'n opdrag? Nee. Het 'n profeet jou die opdrag gegee? Het die profeet 'n woord van die Here gekry met jou kom deel en sê, so sê die Here? Nee. Het jy vir een of ander oorlogsklas gegaan, my maat? Wat is jou plan? Het jy strategie? Nee, inteendeel sy woorde was, kom ons gaan dat hulle ons kan sien. Dom plan. Die plan werk nie, Pel. Wat omskuif is nie die plan nie. Wat omskuif is nie hierdie hart om mense te motiveer en te sê, maar jy gaan ons nie. Wat omskuif is sy geloof, en julle geloof bid hierdie gebed, dalk. Want geloof is iemand met geloof is iemand wat soveel hoop in sy binneste het. Wat weet die Here sal altyd deurkom, en die Here kan doen met baie of met min. As God die oorwinning uitspreek, kan jy man alleen opdaag teen 1 miljoen, en jy sal wen. Die oorlog is nie in jou kapasiteit nie, maar God se. En al wat ons moet doen is net saam speel. En Jonathan besef dit. Dit gaan nie oor hoe goed jy 'n besigheidsman is of 'n besigheidsvrou is nie. As die Here die werk bring, bring hy die werk. Die oorlog is syne. Maar as jy bereid om uit te beweeg in geloof, te sê maar dalk sal die Here, dalk gaan die Here my seën hierdie jaar. Dalk is jy net bietjie plat en moeg hierdie jaar, dalk voel jy depressief, dalk voel jy oorweldig. Haal jou voet uit die bed uit en staan net op en sê maar dalk is hierdie die dag dat die Here die deurbraak gaan bring. Dis hoe geloof praat. Is jy nog daar waar jy die dalk gebede bid? En jy sien kerk het dalk te veel vir ons geleer hoe om in die binnekamer te bid, dis baie belangrik, moet dit nie mis nie. Maar het ons nie geleer hoe om bewegend te bid nie. Jesus het gesê, hoeveel keer? Weet jy, wanneer jy bid, vra en aanhou vra, klop en aanhou klop, soek en aanhou soek, daar's beweging in gebed, daar's dade by gebed, jy kan nie net stil sit nie. Ek wonder wat is jou verskoning? Kom aan, wees eerlik. Dis hoekom ons hier uittreë nie. Want ons kyk en ons tel die nommertjies en ons sien al hierdie verskonings van hoekom ons hier moet gaan nie. Net soos ek nou praat van Jonathan. Ons sal nie opdaag nie, meeste van ons sal nie opdaag nie, want dit klink belaglik. Ek wonder, hoe praat jy jouself uit 'n geloofstorie uit hierdie jaar op hierdie oomblik? Wat 'n verskonings hou jy aan vas? And by the way, ek het nog nie veel alles vertel in hierdie skrifgedeelte van wat alles 'n verskoning kon wees vir Jonathan hulle om nie hierdie projek aan te pak nie. Hulle is baie makliker om weg te bly van die dalk gebed, en hier's 2 verskonings nog. Wel, ons het nou gehoor van die manskappe, hulle is ver in die mindere. Maar die tweede ding is, en lees in 1 Samuel 14 vers 4 tot 5. Hier staan, om by die Filistyne uit te kom, moes Jonathan teen 'n pas uit tussen 2 spits rotskranse deur. Die een rots se naam is Boses genoem,
en die ander Senne. Die kraans aan die noorde kant was teen Mikmas en die ander een aan die suide kant was teenoor Gibea. So geografies praat hy nou hierso. En is nog interessant as jy 'n bietjie die geografie sien van die tyd. En hier's 'n foto wat juis vir my en jou prentjie net sal wys van hoe lyk hierdie Mikmas bergpas. So hier's waar hulle op die oomblik was. Filistyne aan die een kant en aan die ander kant is Jonatan hulle. En Jonatan hulle kyk so oor die kloof en sê vir sy wapendraer kom ons gaan. Hulle sien die manskappe. En hy sê kom ons klim af en dit is redelik hoë mure wat jy nou kan sien, berge wat jy nou moet uitklim. Daar's nie 'n leertjie of 'n plat paadjie nie. As jy die geografie bietjie gaan bestudeer, is 40 tot 60 meter kraanse. En hierdie twee waar tussen hy moes deurskuil, Boses en Senne, die betekenis daarvan is, Boses beteken gladde klip, 'n baie glyerige klip. En die ander ene, Senne, beteken dorings. So daar was klomp bosse, akasia bome, vol dorings. So dit was nie 'n maklike pad om te klim nie. Hulle het gegly, hulle het in dorings vasgesit, hulle moes opkruip, sê die Bybel, hande 4 voet, dis styl. Nou julle enigiemand al berg geklim het, jy weet dis nie gerieflik nie. Jou vingers kry seer, dit is krag wat jy moet oefen, jou voorarms brand, en as jy gly, wel, never mind, die Filistyne maak jou dood, kapot met jou. En hierdie ouens sê net, kom ons gaan, daar's 'n baie goeie verskoning om nie te gaan nie. En die taktiek, enige iemand wat oorlog bestudeer, sal altyd weet, jy wil bo wees, bo op 'n kraans, nie onder in die vallei nie, want soos jy opklim, is dit maklik om jou dood te maak. So dis 'n baie slegte plan wat hierdie ou het, baie slegte plan. Ek wonder of jy al tussen die dorings en die klippe gegly het. Ek wonder of jy al begin drome jaag het en dan 3 tree in en voel dit net boep, back to step 1. Back to step 1. Ek wonder of jy al na drome gegaan het en dinge wat jy gevoel het die Here op jou hart sit en dinge wat jy vir die Here wil verrig en soos jy gaan, is daar net nog hakplekke. Here, gaan my huwelik verbeter en voor jy jou uitvee is daar nuwe hakplekke. Maar Here, ek weet nie wat hier aangaan nie. Hey Here, hierdie is die tyd waar liefde in ons huis gaan wees en jy weet nog nie eens klaar nie en toe was jy al klaar beklei. Is net dorings. Wat is jou verskoning? Is my vraag nog. Selfs nie as die gladde klip en die dorings het vir Jonatan gekeer nie, maar daar's nog 'n baie goeie verskoning. Hoekom hulle dalk nie moes geklim het en dit was die toerusting. Wow. Hierdie is baie interessant. In 1 Samuel 13 vers 21 lees jy een van die moeilikste gedeeltes in die Bybel wat hulle nooit reg kon vertaal nie. En as jy jou Afrikaanse Bybel gaan oopmaak vir al die Bybel nerds hierso vandag, ek love it. Maar dis wat ek doen by Bybel nerds, ons hou van inligting wat eintlik ons lewens nie gaan verkoop nie. Dis net lekker inligting om te weet. Nou 1 Samuel 13 vers 21 is 'n stukkie lekker inligting. Jy sal sien in jou Bybel, in die Afrikaanse vertalings is een van die slegste vertalings wat daar is. Want argeoloë kon nog nooit en Bybelbestudeerders en geoloë kon nog nooit agterkom wat beteken hierdie vertaling regtig nie. Want daar's hierdie woordjie wat jy in die antieke teks lees wat hierdie woordjie is pim. Okay, dis die woord wat jy lees. En hulle het nooit geweet regtig wat pim is nie. Nie pimp nie. Net belangrike eindig by die M, maar pim, wat is pim? En hulle het agtergekom dit is iets van skuur en wapen skerp maak in die konteks waarin dit geskryf is, maar hulle het nooit regtig geweet wat presies dit is nie. Tot nou 1900s het hulle argeoloë iets ontdek waar Filistyne hoofsaaklik gebly het en geheers het. Hulle het klippe opgetel en op hierdie klippe was daar gegrafeer pim. Toe kom hulle agter, maar hierdie is nie 'n vyl nie, en baie van julle Afrikaanse vertalings gaan lees, dis 'n vyl waarmee hulle wapens skerp gemaak het, dis nie wat dit is nie. Pim was 'n prys gewees. Wat hulle gesê het, hier is hoeveel dit kos. En wat sou gebeur het daai tyd is, weens die Filistyne wat oorheers het hulle die Israeliete verban om hulle eie smitte te hê. So hulle kon nie hulle smede te hê. So hulle kon nie hulle eie wapens gemaak het of skerp gemaak het nie. Selfs in boerdery, weet hulle kon nie hulle ploë gaan skerp maak nie. Hulle kon niks van hulle goeders regmaak nie. Staalwerk was by die deur uit. En die Filistyne het dit juis gedoen sodat hulle Israel kan beperk, nommer 1, om hulle eie wapens te maak en oorlog sterk te maak, en nommer 2, om hulle ekonomie te verswak. So hierso, Filistyne het die oorhand. En dit is so erg op daai stadium, hoor in 1 Samuel 13 vers 22, dis, na die vers van Pim, dis hoe dit gekom het,
dat niemand in Israel 'n swaard of 'n spies in oorlogstyd gehad het nie, behalwe 2 mense, Saul en Jonathan. Die hele Israel het nie wapens nie. Hulle kom maar aan met stokke, lyk soos Boesmans, papa. Ons gaan hierdie ouens kap. Filistyne, ekonomies is sterk, tegnologies bevorderd. Dis hoekom die ouens wegkruip. Daar is baie verskoning. Hoor julle wat sê ek? En ek kan nog 'n lang lys noem, maar ek dink is genoeg. Nie eens dit keer vir Jonathan nie. En hoor mooi. Julle, as jy jou geloof optel hierdie jaar en sê maar hierdie jaar hart en siel vir die Here. Hierdie jaar hart en siel vir die Here. Hierdie jaar hart en siel vir die Here. Nie, ons gaan net beweeg nie, ons gaan heelhartig beweeg in die Bybel. Soos die Bybelhelde dit vir ons wys. Dan is die dalkgebede daar, maar geen verskoning tel nie. Christene aanvaar nie neus en teëspoed as die realiteit van wat die Here vir jou sê nie. Jy wag nie vir omstandighede om jou te keer en te sê, maar dis wat die Here sê nie. As dit die geval was, sou Jonathan hulle nooit sukses behaal het nie. Nooit oorwinning gesien het nie. Wat gaan jou keer om te beweeg saam met God? Wat se verskoning? En ek's ernstig gehoor, want ons kruip agter hulle weg. Nee, dis nie die regte tyd nie. Ek en my gesin, kinders moet net dalk bietjie ouer. Weet jy of die Here so dink oor? Ek sal betrokke raak en my gawes uitleef en dit wat die Here op my hart gesit het en talente wat ek het. Ek sal dit begin uitdeel sodra ek het op 'n bietjie meer stabiele plek het. Jy weet, sodra my besigheid nou net daai mikpunt behaal en dan het ek meer tyd en as ek meer tyd het, dan gaan die dinge van die Here vir my belangrik raak. Wat? Is dit ons geloof? Geen wonder ons sit en beleef nie oorwinnings na oorwinnings na oorwinnings nie. Geen wonder ons sit in 'n nasie waar ons wonder of ons geloof nog tel en dinge kan beweeg. Geen wonder ons geloof is net sag gebede nie. Dis kom ons Bybel optel om stories van God te sien en nie om ons te kyk nie, want ons sien nie God deur ons beweeg nie, want ons sit stil. Hoor mooi, God roep ons en ek beleef dit in my hart so sterk. Hy het stories vir ons, oorwinnings vir ons, maar beweeg. Klim uit jou verskonings uit. So wat gaan dit vat, julle? Voor jy hart en siel begin beweeg saam met God hierdie jaar. Wat gaan dit vat? Wag jy dalk so Saul vir my, 'n predikant om te kom, 'n profeet, nie dat ek 'n profeet is nie, om te kom en te sê, luister, die Here roep jou voor jy gaan begin optel en gaan. Gaan jy wag vir ideale geleenthede? Gaan jy wag tot jy eendag nou maar gereed is vir die ding? Waar verwag jy? Klim in. Graaf en ons almal weet hoe dit hart en siel lyk. Want die hart en siel jou werk doen, maar wat as ons begin hart en siel vir die Here leef? Ons sit nie met 'n planprobleem nie, julle. Ons sit met 'n beweegprobleem. Hart en siel beweegprobleem. So hier's my roep. Hier's my motivering. Hier's my uitnodiging. Hier's my herinnering aan ons almal. Die Here sê as jy hart en siel beweeg hierdie jaar, man, oh man, jy gaan hom sien. Jy gaan. Maar daar's 'n tweede deel wat vir belangrik is van hierdie storie. En ek kan nie hierdie preek eindig sonder hierdie deel nie. Jy sien, die eerste deel was hart en siel as 'n Jonathan. Die tweede deel is net so belangrik as nie belangriker nie. Is hart en siel as 'n wapendraer. Want hierdie is belangrik, want ek was al in baie preke. En ek weet julle ook. Waar jy beleef het wat jy nou dalk gehoor het en jy voel gemotiveerd, ek gaan beweeg, ek gaan hierdie ding doen, ek gaan vorentoe. Ja Here, hart en siel, ek gee my ja vir jou. Ons gaan my commitment lê daar. Here, dis reg, geen verskoning. Ja. En dan stap jy uit en jy voel soos 'n Jonathan tot as jy lucky is Woensdag. En dan Woensdag gaan val jy weer oor jou voete. Yes, hierdie Jonathan ding, ek weet nie. My werk consume my, jy weet al hierdie goed consume my, ek weet nie hoe om hierdie ding te doen nie, ek voel weer soos 'n failure en voor jy oë uitvee, voel jy gly weer, want jy's weer waar jy was. En jy was gecharged Sondag, maar nou wag jy weer vir volgende Sondag, want dan kom die profeet weer. En ek weet, julle weet waaroor ek praat nou. Maar dis hoekom hierdie een belangrik is. Om hart en siel as 'n wapendraer rond te loop, is soveel meer belangriker. Dis die wegspringblok. Dis die fondasie. Wat bedoel ek daarby? Jy sien, ek en jy hou daarvan om 'n Jonathan te wees. Wees eerlik. Ons wil die pioneers wees.
Manne, ek weet julle sit stil, maar kom maar, toe julle na Jonathan se storie lees, soos ja, ek's in. Jonathan, hier kom ek, bel. Noem my Jonathan hierdie jaar, my vrou, weet jy wat jou bynaam is? Ek is nie Boonkie nie, ek is nie Bill nie, ek is nie jou liefie duifie nie, ek is Jonathan, okay? Noem my wat jy wil, ek is pumped, ek gaan hierdie jaar gaan wen, oorlogtydjie, kom ek, geloof, dalk gebeur, ja! Maar God kom na ons toe en sê, voor die begin is 'n Jonathan, begin as 'n wapendraer. Wat is 'n wapendraer? Soveel as wat ek en jy wil uithardloop en oorlog gaan wen, amazing dinge sien, voel wat die Here voel en ja sê vir dit. So baie keer as ons eerlik met onsself is, dat ons nie 'n koek en klou wat die Here sê nie. Baie keer as ons eerlik met onsself is, ons het nie eens die kapasiteit om onsself uit die bed uit te kry baie dae. Never mind nog ons gesin te dryf. Praat van geloof. Baie dae is geloof net sterk genoeg en dit voel soos 'n ou mosterdsaadjie, never mind om 'n nasie te red. Ons voel so klein. Weet jy wat's amazing van 'n wapendraer? Jonathan is een wat die visie het, een wat die plan voorhou. Die wapendraer luister net en hy sê, okay, maak nie vir my sin nie. Klink vir my bietjie de mekaar. Ons gaan dalk doodgaan. Maar dalk is daar oorwinning. En is reg. Hier's waar ek uitkom. Voor jy self as 'n Jonathan uittreë, moet jy God ag as jou Jonathan. God is die een wat vir jou sê kom. God is die een wat die plan vir jou gee. God is die een wat vir jou tree duidelik maak vorentoe. En voor jy kan beweeg saam met hom as 'n Jonathan, moet jy eers by hom wees as 'n wapendraer en wat ook al hy vir jou sê, vat jy net. Dis reg, Here. En besigheidseienaars, julle weet waarvan ek praat. Dit is maklik as 'n besigheidseienaar of 'n projekbestuurder of een of 'n leier van 'n departement waar jy daar staan en jy die droom en jy die visie en jy kommunikeer dit vir iemand en almal is so, okay, dis reg, kom ons doen dit. Jy voel dit, voel hulle dit? Nee. Dit vat baie meer geloof om in te koop in 'n prentjie wat jy nie voel nie. Wat nie vir jou sin maak nie. Dit vat baie meer om 'n wapendraer te wees as 'n Jonathan. En te sê dis reg. Ek eer my personeel in daai sin, ek respekteer hulle so baie. En ek sal kom en sê ouens, hier's 'n idee, hier's 'n projek, kom ons gaan, die vrywilligers, dis amazing mense, lidmate van hierdie gemeente. Dan kom ek en sê ek, hier's die ding. En dan koop hulle in van hulle. En dis amazing en ek my hang oop en ek weet ek is die Jonathan en hulle is die wapendraer op daai oomblik. En dit vat baie meer, maar besef, soos daai prentjie waar is, so is dit waar in ons verhouding met die Here. Dat die Here gaan goed vir jou sê, waar jy sê, wow, okay Here, maak jy lekker sin nie, maar ek's hart en siel saam met U. En dis sy woorde, onthou julle sy woorde, 1 Samuel 14 vers 7. Doen wat U dink is goed, sê die wapendraer. Ek is hart en siel saam met U. Dink gou as daai ons uitings kan wees aan die Here hierdie jaar, julle. Here, ek beleef iets op my hart. Dis reg, Here. Doen wat U dink goed is. Ek is hart en siel saam met U. Hou ek nie vir my baas nie. Dink wat U dink goed is, Here. Ek is hart en siel saam met U. Al vra iets van my wat ek nie aan gewoond is nie, of waarna ek dink ek goed is nie, of waarna ek dink ek is gereed nie, Here, wat U dink is goed. Ek is hart en siel saam met U. Dis reg, Here. Ja, Here. U gaan ons, Here. Ek dink as ons gesindheid as wapendraers kan wees teenoor die Here. Waar ons gaan hande 4 voet kruip, al verstaan ons hierdie prentjie nie. Hou ons aan klim en ons sê, Here, kom. Hou ons aan na die Here toe gaan en ons sê net, ja Here, ja Here, ja Here, week na week, dag na dag. Jy maak jou Bybel oop, jy kom kerk toe, jy raak betrokke, jy gee jou lewe, jy deel jou hulpbronne, jy sê ja, al kom dit nie jou kant en jy al is die verwinning nie daar nie. Jy hou aan ja sê. Want Here, doen wat U dink is goed. Nie Here, doen wat my pas nie. En ek sê dit jy so, want baie keer bid ons, Here, laat U wil geskied, maar ons fluister hierdie ander goed in ons stemme. Here, laat U wil geskied, maar Here, laat ek net nie 'n verlieslyn nie. Here, laat U wil geskied, maar laat dit my net pas. Here, laat dit net gemak, laat dit net werk, laat dit net... Hey, ons is in oorlog. Oorlog vra nie vir gemak nie. Oorlog vra nie vir mooi tye en speel dit veilig nie. Oorlog vra vir beweeg, want dan sien ons die God van die heelal beweeg. Dis my vraag aan jou elkeen, hè.
Hoe vat jy die jaar aan? Is jou hart al daar soos 'n wapendraer by die Here? Waar jy optel wat hy vir jou gee en sê, dis reg, Here. As jy sê los, is reg, Here, dink wat jy dink goed is. As jy sê nie meer hierdie mense in my lewe nie, is reg, Here. Nie meer hierdie gewoonte nie, is reg, Here. Hart en siel beweeg ek saam met U, Here. Vra wat U wil. Doen wat U dink is goed. 'n Radikale roep. Nou ek weet, klomp van julle sit hier en sê, "Morai, hoe die storie nou geëindig? Het hulle nou gewen? Hoe het dit afgespeel?" Hoor mooi. 1 Samuel 14 vers 13 tot 15. Hulle klim toe hande 4 voet boontoe, daai 40 meter tot 60 meter kraans uit. Die Filistyne het voor Jonatan geval en sy wapendraer het hulle agter hom doodgemaak, want hy het seker die swaard gedra natuurlik, né? Daar was dit een. In die eerste geveg het Jonatan en sy wapendraer omtrent 20 man op 'n klein stukkie grond doodgemaak. Daar het paniek onder die Filistyne ontstaan. Onder die wat in die kamp was en in die veld, selfs die buiteposte en die roofbendes was vreesbevange. Daar was ook 'n groot aardbewing, hier daag God op en hy doen die werk, sodat almal nog banger geword het. En gelees daai storie, dis amazing. Wat vir my so interessant is dat die oorwinning was nie so great hè. Wat bedoel jy, Morai? Dis amazing. Almal was in vlerdes in, die Filistyne is die mekaar, en ons lees die aardbewing, ja. Die God deel was amazing. Het julle gelees wat hulle gedoen het? Hulle het 'n berg geklim en 2 tonnige ouens doodgemaak. Daar was meer as die sandkorrels. Daar was nog 'n hele paar 20's om te gaan. Net 20. Hier is jou werk hierdie jaar. God verwag nie dat jy elke liewe oorwinning moet gaan behaal onder die son nie. Hy verwag nie dat jy hierdie velde moet plat slaan en dat jy hierdie hero moet uitstap nie. God bly die held van ons stories. Dis sy storie. Dis sy volk, dis sy oorwinning. Al wat hy vir jou vra is, wat voor jou is om te oorwin, doen dit heel hartig. Dus my vraag aan jou, wat is die 20 man wat jy moet gaan oorwin? Wat is daai berg wat jy moet klim? Wat is daai opdrag wat jy in jou hart voel, God jy na toe roep? Wat is daai droom wat jy in jou agterkop gaan bære heeltyd, maar God bring hom vorentoe? Wat is daai ding wat binne jou wakker word? Wat is daai ding wat binne jou roer? En kom net daar waar jy sê, okay Here, tyd om te beweeg. En al wat ek kan doen is, ek kan die 20 verslaan. Ek het 'n swaard in my hand en ek kan doen wat ek kan doen. En dan sien jy God beweeg. Ek weet nie van jou nie, maar ek soek God beweeg stories in my lewe hierdie jaar. Ek soek getuienisse. Ek wil hê my kinders moet omring wees deur stories in ons huis van kyk wat die Here gedoen het. Dit sal amazing wees. Maar dit vra dat ek van my geestelike stoel afklim. Dit vra dat ek ophou my posisie sit. Mense se toestemming vra. Wag vir een of ander iemand om 'n droom te realiseer. Wag vir God om te begin beweeg, want hy sit reg en wag vir jou om te beweeg. Een of ander oorlog wat jy gaan teekom hierdie jaar, en glo my, daar gaan wees. Ek is nie hier om vir jou te sê net voorspoed nie. Ek is hier om vir jou te sê oorwinning. Mag ek en jy God sien beweeg, maar as daai oorlog kom, wees die wapendraer. Sê, is reg, Here. Ek gee my een ding, ek is heel hartig saam met U. Dink wat U dink, doen wat U dink goed is. En julle daar is 'n amazing tyd. So hier is ons roep vanoggend, en ons gaan 'n hele reeks hieroor spandeer. As die Here ons roep om met hart en siel alles te doen, en ons gaan oor 'n klomp areas praat, maar die roep vanoggend is jy bereid om jou ja te gee? Nie moet ek jou vra om jy preek gekry het, en is jy bereid om te besef vandag, jou hart oop te maak, jou denke oop te maak, en te sê, maar God van die heelal, die God van die heelal, die skepper van die heelal, roep my en jou na 'n Jonatan storie hierdie jaar. Jy het dalk oorwinnings behaal in die verlede, en dis jou groot stories, maar daar's 'n nuwe een wat wag. Is jy bereid om ja te sê? Haar uiting te maak en sê, Here, doen wat U dink goed is, ek sal uittree in geloof, en dalk sal die Here oorwinning gee. Dalk sal die Here my gebruik. Dalk sal die Here my seën. Dalk sal die Here impak maak. Dalk sal die Here oop deur maak. Dalk kan ek ander mense seën. Dalk kan ek impak maak. Dalk kleer jou lewe in met die dalks as dit gebore word uit geloof. Maar as jy bereid om ja te sê. So daar waar jy is, kom ons sluit ons oë. En
En ek weet van ons is nou nie prentjie mense nie, maar probeer so goed as wat jy kan. Daai 2 prentjies wat jy gesien het op die skerms van daai Mikmas pas, die bergpas. En jy staan aan die een kant en daar's oorlog aan die ander kant. En wat jy sien is baie dinge. Daar's baie verskonings voor jou, daar's 'n vallei voor jou, daar's berge voor jou, jy moet gaan kraanse uitklim. Daar's dorings, daar's plekke waar jy gaan gly, waar foute gaan gemaak word. Die ding gaan nie perfek lyk nie. En jy staan daar en jy vra jouself af, is ek reg vir hierdie oorlog? En vir 'n oomblik verbeel jou, Jesus staan langs jou aan die ander kant. En hy sê vir jou, jy sê en vra jouself af, is jy reg vir oorlog? Ek vra jou, is jy reg vir oorwinning? Wat is jou antwoord? Want as jy oop oorwinning is, sal jy gaan. Hemelse Vader, ons staar in 'n klomp verskillende dinge vas vandag. Dalk is van ons al klaar in daai oorlog en ons is in daai vallei al en ons klou en ons geklim en ons gly en ons is vol dorings en ons besef dit. Van ons swaai al swaarde en ons ander van ons wat dalk soveel amazing tyd nou het, maar die oorlog kom hierdie jaar. Here, die woord is hart en siel. Mag ons hierdie jaar 'n amazing jaar saam met U beleef. En Here, ek kan nie 'n gebed bid wat iemand anders se woorde inkleer nie en sy hart sal definieer nie. Maar ek weet Heilige Gees, U roep ons. Kom jy saam? Wil jy oorwinning sien? Is jy bereid om te doen wat ek dink? Is jy bereid om 'n wapendraer te wees vir my? Want as jy is, sal jy Jonathan stories beleef. Dis 'n waarheid, Here. En dankie daarvoor. Ek bid gebruik ons, seën ons en mag hierdie jaar, Here, omdat ons hart en siel agter U aanbeweeg, soveel stories inhou wat U eer. Hoe amazing sal dit wees, Here, as ons omring is met stories van kyk wat die Here gedoen het. Dankie daarvoor, Here. U is 'n amazing God en ons eer U vir dit alles. In Jesus se naam bid ons. Ons almal sê saam. Amen. Amen.